Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit 1 Korintiërs 6. 1 Korintiërs 6 en ons gaan lees vanaf vers 12 tot 20. In Korintiërs 6 vanaf vers 12 tot 20. Die opskrif: ons liggame is die lede van Christus. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die voedsel is vir die maag, en die maag vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam. En God het ook die Here opgewek, en sal ons opwek deur sy krag. Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is? Want die twee, sê hy, sal een vlees wees. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat die liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik dan God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Geliefdes, dan gaan ons spesifiek stil staan by vers 19 vanoggend. Of weet julle dan nie dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie. Sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Heilig, heilig, heilig is die Here. Ja, 3-maal heilig is U Vader, Seun en Heilige Gees. U wat alles geskep het deur die spreek van 'n woord. U wat na die sondeval U Seun gestuur het en hy wat aan die kruis vir ons gesterf het. U wat deur die Gees vandag nog in ons woon en werk. Aan U kom toe al die lof en die eer en die heerlikheid hier op aarde, maar ook in die hemel. Here, wonderlik is dit om nie vanoggend te mag stil staan voor U woord. Here, te mag lees en te mag oordink. Ons bid dat U genade vir ons so groot sal wees, dat wanneer ons nou die woord bestudeer, dat U dit vir ons sal oopbreek. Dat U ons sal voed met die brood van die lewe, dat ons elke happie daarvan sal nuttig neem. Here, dat dit ons liggaam sal versterk en sal opbou, dat ons ook dit sal gaan leef. Here, dankie dat U hier in ons teenwoordigheid is. Dat die Gees dit in ons werk. Here, skryf nou die woord op die mure van ons hart. Here, spreek, want die diensknegt en die diensmaagd wil luister. Dit bid ons in onsself en ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ek wil U vanoggend nooi om saam met my net bietjie rond te kyk in hierdie gebou. 'n Mooi gebou. Gebou wat opgerig is deur bloed, sweet en trane. 'n Gebou wat staande bly alleen deur die genade en die seën van God. En as ons hier voorkyk, is daar 'n kansel. Daar is 'n tafel waarby ons nagmaal gebruik. Daar's stoele, daar's 'n orgel,
Daar's 'n klomp elemente in hierdie gebou wat daarvan 'n kerk maak. Van die kerk van die Here sê ons dat dit sy huis is. En ons gaan op na die Here se huis toe om ons Skepper daar te gaan ontmoet en saam met die gemeente die Here te kan aanbid. En tog moet ons besef dat die kerk nie altyd so gelyk het. Deur die verloop van die geskiedenis het daar iets wat drasties verander het. Want die argument is daar dat ons kan teruggaan na Genesis 1 toe. Die eerste huis van God was die tuin van Eden. In die tuin van Eden het God saam met die mens geleef. Hy het saam met hom op hierdie aarde beweeg, hy het gesweef oor die waters, hy het gewandel saam met die mens, dit was sy huis. Maar met die sondeval word die tuin van Eden verwerp. Die mens word uitgewerp, en ons lees nie weer van die huis van die Here nie, totdat ons na die uittog van Egipte in Genesis lees van Exodus lees van die tabernakel. Jy sien, die tabernakel is die huis van die Here, maar dit is 'n tydelike woning gewees wat God in Exodus vir hulle die voorskrifte gee van hoe hierdie tempel moet lyk. Die tabernakel het hulle afgeslaan. Hulle het rondgetrek en as hulle by 'n bestemming gekom het, het hulle volgens die voorskrifte van God weer die tabernakel opgerig, sodat God weer daarin kan woon. Met die voltooiing van die tabernakel sien ons dat God fisies in die tabernakel ingetrek het. In Exodus 40 lees ons in vers 34 hoe die wolk afgekom het en daar die tent bedek het. Ons lees hoe die vuur en die wolk binne in die tabernakel was. Maar dit was soos 'n tent. 'n woning wat rondgeskuif kon word. Wel baie groter, meer heilig, maar dit was 'n tydelike woning. En nadat die volk Israel ook die beloofde land ingetrek het, sien ons dat hulle begin stede oprig. Mense bou vir hulle huise, maar God bly in die tent. Sodat Dawid naderhand worstel met hierdie saak, hoe kan ek in 'n paleis bly, hierdie wonderlike permanente woning, maar God is nog in die tabernakel. Dawid smeek God, Here, laat my toe om vir U 'n tempel op te rig, laat my toe om dit vir U te doen, maar God sê nee. Dawid se hande is bevlek met die bloed van die vyande, maar sy seun Salomo, hy sal die tempel oprig. Die tempel word die permanente woning van God. Na die voltooiing van die tempel trek God ook in die tempel. En ons lees daarvan in 2 Kronieke 7. Hoe die vuur uit die hemel uit neerdaal, die offers op die altaar verwoes en dan dat die heerlikheid van God die tempel vervul. Maar die tempel is gebou op dieselfde ontwerp as die tabernakel. Daar's 'n voorhangsel, 'n gordyn wat skeiding maak tussen die allerheiligste en die heilige. Daar is hierdie ding wat God weghou van die mens af en net die hoofpriester mag 1 keer per jaar daarin gegaan. Daar's 'n altaar gewees waar die volk vir hulle sonde moet kom offer. Selfde voorskrifte is steeds daar. Maar wat ons moet besef is dat voordat God in die tempel ingetrek het, het hy vir Salomo gewaarsku. Hy het gesê, as die volk hom verlaat, as hulle die weë verlaat van God, dan gaan hy uittrek uit die tempel uit en hy sal verwoes. Dis presies wat gebeur. As die volk afvallig word en hulle versaak God, dan sien ons in Jesegiel hoe God fisies uit die tempel uittrek in die vorm van 'n wolk en hoe hy daar op die berg gaan sit, amper asof hy toekyk wat nou met Jerusalem gaan gebeur. Jerusalem, die stad is verwoes. Die tempel is platgeslaan.
Maar na die ballingskap laat God hulle weer toe. Rig weer 'n tempel op. Bou hom weer van die grond af op as julle in Jerusalem kom, maar dis 'n tempel wat teleurstellend is. Die mense wat die tempel van Salomo onthou, ween oor hierdie tempel nie naby aan dit kom. Maar tog was dit die plek waar hulle vir God ontmoet het. Die plek waar hulle geoffer het vir hulle sondes, dit was die huis van God. Is hierdie kerk nog soos die tempel van die Ou Testament? Nee. Hier is nie 'n voorhangsel nie. Hier is nie 'n altaar nie. Daar het iets drasties gebeur. 'n drastiese verandering het plaasgevind en daardie gebeure is die menswording van ons Here Jesus Christus. Want hy het mens geword as God en daarom het ons nie meer 'n tempel waarna toe ons gaan waar ons God ontmoet nie. Nee, hy is Immanuel, God met ons. Ons gaan na Jesus toe. Hy het die voorhangsel geskeur, hy het die verwyder wat dit skeiding maak tussen ons en God. Van bo na onder is die voorhangsel weggeskeur, dat ons nou toegang het tot die Here. Hy het sy liggaam aan die kruis gegee as die offer wat gebring moes word. Dis nie meer nodig vir ons om na altaar toe te gaan nie. Hy is die vervulling van die tempeldiens. Ja, hy het die tempel geword waarheen ons gaan. Maar geliefdes, in die week wat kom herdenk ons die Hemelvaart. Jesus is na sy mensheid nie meer hier. Hy het opgevaar. So waarheen gaan ons nou? Waar is die tuiste van God? Ons teks stel dit vir ons. Hierdie liggaam. Die liggaam wat God vir my gegee het. Dit is die tempel van die Heilige Gees. En die Heilige Gees kom woon binne in hierdie liggaam. Jy sien, eens op 'n tyd het die volk gedink dat God is 'n God van ver. Hy is gebonde aan die tempel. As ek die deure van die tempel toemaak, kan hy nie sien wat buite aangaan nie. Vandag besef ons, maar hy is so naby, hy is binne in my. Oral waar ek gaan, alles wat ek doen, hy is saam met my daar. Ek kan nooit hom ontvlug nie. Daarom die vraag waarmee ons vanoggend gekonfronteer word is, hoe lyk jou tempel van God? En dit is 'n belangrike vraag, wat ons juis vandag moet antwoord, want jy sien, oor 2 weke staan ons stil by Pinkster. En ons dink weer aan die uitstorting van die Heilige Gees, ons dink weer hoe die Heilige Gees na ons toe gekom het en in ons harte kom woning neem het. Daarom moet ons vra, hoe lyk hierdie liggaam? Want die opdrag is duidelik in ons geleesde gedeelte, ons moet die liggaam heilig hou. Kan ek maak met hierdie liggaam wat ek wil? Is dit nie Paulus se aanmaning? Vers 12 sê tog, alles is my geoorloof. Ek kan doen net wat ek wil. Daar's geen beperking daaraan nie. Jy sien, Paulus se woorde word juis verdraai. Die gemeente van Korinthe en die inwoners van die stad Korinthe verdraai Paulus se woorde om hulle self te pas. Want Paulus sê nie, jy kan enigiets gaan doen nie. Paulus brei uit, hy sê, dit moet nuttig wees. Hy sê, dit mag nie oor jou heers nie. Dit mag nie jou baas word. Paulus sê nie, ek kan enigiets doen nie. Maar die stad van Korinthe verdraai dit. Want jy sien, Korinthe is vol van die gruwelike sondes onder die mense. Ons lees daarvan in vers 10. Hy praat van die hoereerders, die afgodsdienaars, die egbrekers, die wellustiges, die sodomiete, die diewe, die gierigaards, die dronkaards, die kwaadsprekers, die rowers.
Hy praat van die gruwelike sonde wat daar in die stad van Korinthe gepleeg word en hoe daar die mense wat in die sonde vashou nie die koninkryk van God kan beerwe nie, tensy hulle bekeer. Tensy hulle heilig word voor Christus, tensy hulle heilig leef deur die Heilige Gees. Jy sien, Korinthe is 'n stad bekend vir afgodsdiens. En een van die grootste gode in die stad Korinthe is die afgod van vrugbaarheid. En aanbidding van hierdie afgod het gepaard gegaan met die hoerering tussen mense. Daar was selfs tempelprostitusie gewees waarna jy toe kan gaan en met die vervulling van die liggaamlike kan jy daar ook gaan en haar aanbid deur dit. Dit was volop in die stad van Korinthe dat die mense gehoereer het so ver as wat hulle gaan. Daarom dat Paulus juis 'n punt daarvan maak om daaroor hier te skryf. Maar meer nog, hoerery is 'n sonde teen jou eie liggaam. 'n Sonde na binne. Terwyl die ander sonde meestal na buite toe is, dis teenoor God wat jy oortree, dis teenoor jou medemens wat jy oortree. Hoerery is jou eie liggaam, dis na binne toe. En hier spreek hy ons aan om ons liggaam te bewaar. Die liggaam heilig te hou. Maar jy sien, ons kry hier te doen met 'n tweede slagspreuk van Paulus wat ook verdraai word. Paulus het gesê, die voedsel is vir die maag en die maag is vir die voedsel. 'n Antwoord wat hy gegee het op die vraag oor wat mag ons eet? Wat se kos is heilig? Waarvan moet ons wegbly? Maar nie, hulle verdraai dit deur te sê, as die voedsel dan vir die maag is en die maag vir die voedsel, dan is die liggaam ons vir die hoerery en die hoerery vir die liggaam. Verdraai Paulus se woorde. Daarom bevestig Paulus hier in vers 13 juis dat dit verkeerd is. Die liggaam is nie vir die hoerery nie, dit is vir die Here. Hy gee nie die ledemate, die lidmate van die Here se liggaam oor nie, want die oomblik wat hulle oorgee aan die hoere, dan word hulle deel van hulle. Hy bevestig dit in Romeine 12 vers 1, hy sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst. Hierdie liggaam wat die Here my gegee het, moet ek daarom heilig. Daar's baie dinge wat daartoe bydra dat ek dit ontheilig. En as ons vanoggend moet stilstaan by dit alles en die voorskrifte wat die Bybel vir ons gee, sou ons vir baie lank hier wees. Want dan kon ons praat oor tatoeëring. Ons kon praat oor aborsies. Ons kon praat oor plastiese chirurgie. Ons kon praat oor drankmisbruik. Ons kon praat oor dwelmmisbruik. Ons kon praat oor gesonde eetgewoontes. Ons kon praat oor 'n goeie oefenmetode. Alles wat deel is van hierdie liggaam. Maar die opdrag is vanoggend baie duidelik. Die liggaam is die tempel van die Heilige Gees en ons moet dit heilig. Kom ons maak dit prakties. As u 'n vriend het of iemand wat by u kom bly vir 'n tydperk, dan maak u die kamer skoon. Sit nuwe linne op die bed, vars handdoeke. U doen alles in u vermoë om daardie persoon se verblyf by u so maklik, so lekker as moontlik te maak. Hoekom doen ons dit nie vir die Heilige Gees? Hoekom maak ons nie die liggaam vir hom heilig, sodat hy in ons kan woon? Hoekom is ons maar tevrede dat hy in 'n onheilige liggaam kom bly? Groter vraag, dink u, hy sou tevrede wees?
Ons sal selfondersoek moet doen, geliefdes. Ons self afvra, sal die Heilige Gees tevrede wees met die heiligheid van hierdie liggaam? Maar jy sien, die genade kom daarin, dat die heiligheid van hierdie liggaam nie van my afhang nie. Christus het hom gereinig. Deur sy bloed het hy my skoon gewas. Hy het al daai vlekke weggeneem. Al wat hy van my vra, is bewaar dit. Sodat die Heilige Gees ook in my woning kan maak. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat U vir ons die Gees stuur. Here, dat hy in ons kom woon en werk. Here, gee dat ons die opdrag sal uitleef om hierdie liggaam heilig te hou. Here, werk so met elkeen van ons. Here, U weet wat die worsteling wat daar in ons lewens is. U weet wat die aanval is van buite. Maar Here, dankie dat U deur U bloed ons reinig. En dat ons deur U bloed kan lewe. As lede van U liggaam. Here, dankie vir die groot genade wat U aan ons wys. Elke dag. Here, dat ons vanoggend weer kon opstaan. Nuwe moed, nuwe krag vir die dag het met die son wat skyn en die genade wat groot is. Here, dankie vir gesondheid. Maar waar ons in 'n koue tyd van die jaar ingaan, waar daar baie siektes, baie kwale is, bid ons dat U ook vir ons sal gesond hou. Here, ons dink aan geliefdes in ons gemeente en gemeenskap wat die groot rou het van 'n pa wat oorlede is, 'n man. Ons bid vir die troos dat U met die Gees in hulle harte sal werk. Ons bid ook dat U met elkeen van ons sal wees. Here, die dinge vra ons nie onsself nie, ons doen dit in afhanklikheid voor U. In die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen.